Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit God se woord doen. Ons gaan voort met ons studies oor die liefde van God en sy geregtigheid. En vandag gaan ons kyk na waar het hierdie oorsprong van hierdie kosmiese konflik tussen goed en kwaad, tussen God en Satan begin en totdat dit hier by ons uitgekom het. En dat ons moet seker maak dat ons soos Christus, toe hy versoek was, op daardie selfde manier kan antwoord en te kan sê, daar staan geskrywe. Vandag saam met my in die ateljee, Ronay Furstenburg, gespreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, dis goed om jou weer hier te hê waar ons kan verder studeer oor ons oorhoofse tema van die liefde van God en sy geregtigheid. En hierdie laaste 2 studies wat ons gehad het, plus hierdie ene wat ons nou vandag doen, gaan baie oor daardie boosheid, is God regverdig, en dan die ene wat ons nou studeer, gaan oor waar het die konflik begin? En is daar 'n konflik tussen goed en kwaad? Want baie mense sê, maar dit is nie so nie. So, dit is ons bespreking en ons studie vir vandag. Hierdie kosmiese konflik waar dit begin het. So, maar voor ons begin, sal die hoofde saam met ons buig. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees en waar ons weer eens die woord gaan oopmaak, bid ons Here vir wysheid en insig, sodat ons U woord beter kan verstaan en dit in ons lewens kan toepas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ons kan begin kyk na 'n baie bekende teksvers, amper in die begin van die woord van God, in Genesis 3 vers 15, en dit is basies die eerste belofte wat daar was van 'n Messias wat sal kom. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Nou, hierdie is 'n baie interessante, dog baie bekende vers. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en dit is God wat hier praat met, kan ek sê die slang, Ja, maar eintlik Satan, die duiwel. En hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Met ander woorde, en daar is dit saad, enkelvoud, en dit verwys vooruit na Christus toe. en ek dink ons moet net, asseblief, dit het nou absoluut niks te doen met Eva nie. Dis nie 'n vrou wat hy hiervan praat en sê net alle vrouens sal nou in die pad staan van die duiwel of in die duiwelse versier wees nie, jy weet wat ek sê. Dit is 'n kwessie van 'n vrou, soos ons weet in die woord van God, verwys na God se kerk, na sy kinders, na die wat hom volg. Met ander woorde, dis 'n mooi verduideliking om vir ons te sê dat dit wat plaasgevind het in die tuin van Eden, het 'n so dinamiese invloed gehad, dat die res van alle geslagte wat van daar afkom, daardeur geraak word. Maar dit was nie die uiteinde van die saak, almal, die val het nou plaasgevind en nou is almal verdoem nie. Ja, so dit is baie interessant waar dit vandaan kom, en Jesus het 'n baie bekende gelykenis vir ons vertel. Ons kry dit in Matteus 13, en ons gaan 'n paar verse daar saam lees, maar ons kan net eers die eerste 3 saam lees, vanaf vers 24 tot 27. Okay. En dit is daar, basies waar ek kan sê, waar daar ontdek is, maar daar kom nou onkruid, saam met die koring op, Matteus 13, en dan lees ons daar vanaf vers 24 tot 27. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, te verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die Here het ingekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? Met ander woorde, hier is die vraag, nê?
dis nou oornag, goeie saad is gesaai en jy wag dat die saad moet opkom en in die volgende oomblik en kom jy agter maar hier kom nou net Hier kom bossies nog tussenin op. onkruid op. Dit laat my dink toe ons in Kimberley gebly het en ons het die gras begin nat maak en ons sien hier kom die groenigheid uit en weer die volgende oomblik toe is dit net dubbeltjies die hele wêreld vol. En dan wil 'n mens vra, nou maar waar kom dit vandaan? En die antwoord is hier die diensknegte vra vir die Heer, die landbouer, maar waar kom dit vandaan? En die antwoord is In die Bybel. En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? En hy antwoord, nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels, dat dit verbrand kan word, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Met ander woorde, hier is dit eintlik by daai geleentheid wat ons sê, baie keer, en ons het al baie preke daaroor gehoor, en praatjies daaroor gehoor van, as ons nou gaan begin, ek wil amper sê ons, begin oordeel en sê, maar hierdie een is 'n goeie mens, en daai een is 'n slegte mens. Die een is koring en daai is Ja, onkruid. dan gaan ons dalk die verkeerdes begin uittrek, en as jy die een wil uittrek, en hulle wortels is baie in mekaar, en dan gaan jy die ander plantjie, basies op hierdie manier ook beskadig. En dit kan ook dan die gevolg hê van ons, wat as mense is, as ons nou wil begin verwyder, dan kan daar sekere mense ook seer kry, en dan kan van die koring ook seer kry. En dit is hier waar hy sê, nee, wag, tot wanneer die oestyd kom. Met ander woorde, wanneer die oestyd kom, is die oes ryp, dan trek ek in elk geval die plantjie uit. Ja. Met ander woorde, dan maak dit nie saak of die ander ene uitgetrek word nie. Dit is natuurlik 'n baie interessante konsep wat ons hiermee te doen kry. Die Here het vir ons, kyk, hy kon dit net vir ons eenvoudiger verduidelik het as met hierdie pragtige gelykenis nie. Maar hoeveel keer was u al in 'n kerk waar u mense gehoor het, of dalk was u een van daardie wat gesê het, wat gaan in die kerk van die Here aan? Hierdie kan nie meer die Here kerk van die Here wees nie. Kyk net wat so onmin is hier, en kyk net wat is hierdie, en kyk net wat is daai. Maar het ons nie die skrif wat vir ons sê, die onkruid en die koring sal saamgroei nie? Ja, al die pad. En tog, weer eens is ons in daardie onvoorbereide situasie, dat wanneer ons die onkruid en die koring sien saamgroei, dat ons nou half vir die Here wil beskuldig en sê, Here, maar hoekom doen u nie iets nie? Die Here het gesê, hy gaan iets doen, maar dit gaan dalk nie nou wees nie. Ja. Dit sal wees heel aan die einde wanneer die oes gehaal word, want dis baie mooi dat hy in vers 30 vir hulle sê, ek sal vir die maaier sê. Ja, om dan die oes te doen en dan in die scheiding moet plaasvind. So met ander woorde, daar's 'n les vir ons daarin te leer. Dit is nie ons werk om hierdie scheiding te doen nie. Daar sal 'n tyd kom en dit is die Heer van die oes wat dan hierdie oes sal skei. Dit het niks met ons, wil ek amper sê, uit te waai, dat ons daaroor hoef te bekommerd wees nie. Al wat ons moet doen, want ons is van hierdie saad wat moet groei en sorg dat ons koringare het, laat ons 10voudig, 20voudig en 30voudig vrugte dra. Ja. Dit is al wat ons werk is. Of ons nou langs onkruid staan, al dan nie, dra vrugte. Maar ek dink, ons moet dit nou terugtrek na die oorspronklike vers wat ons gelees het. Na die sondeval, die belofte dat daar 'n Messias sou wees wat herstel sou bring. Die belofte ook dat daar 'n bose mag sal wees wat gaan jag maak op die vrou en haar nakommelinge, met ander woorde op die kerk, op die kinders van God en alle nakommelinge tot en met die Here se koms. Dit soos ons in Engels sal sê, that's a given. Ja. Ons weet dit. Met ander woorde, hierdie oorlogvoering wat daar is tussen goed en kwaad, of ons noem dit hierdie groot stryd tussen God en Satan, tussen dit wat goed is en dit wat wreed en boos is, soos ons nou baie daai woord boosheid gebruik in die laaste 2 weke. As ek hierdie gelykenis korrek verstaan en dit op my lewe van toepassing wil maak, dan het ek al in Genesis die waarskuwing van die Here ontvang, dat ek reg in die middel van hierdie groot stryd, die gevolge van die aanslag van die duiwel sal ervaar. Nie gaan ervaar nie, sal ervaar. Ja, want die belofte is daar gemaak, of die is uitgespreek,
daar sal vyandskap wees. Met ander woorde, as daar vyandskap is, dan probeer die een party die ander party uithaal. En so, en die vyand wil dit uithaal. Maar om nou terug te gaan, nou ons weet, ons het nou ewe skielik die teksvers gelees, wat ons in Genesis kry, en dis nou op aarde. Maar ek wil hê ons moet een stapie teruggaan. Okay. Van waar hierdie kosmiese konflik ontstaan het, en by wie dit ontstaan het. So ons gaan terug soontoe, en ek weet ons was nou hier vinnig by hierdie teksvers, maar ons gaan nou weer terugkom na die aarde toe, maar kom ons gaan eers na die oorsprong toe, en ons kry dit in Jesegiel 28, vers 12 tot 19, ek gaan daar so 'n paar verse lees, dan kan jy 'n paar lees, vanaf vers 12 van hoofstuk 28 sê, Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus. Nou, ons moenie te mekaar raak nie. Hy verwys hier na die koning van Tyrus, maar kom ons luister mooi. En sê vir hom, so spreek die Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Daar begin ek klaar te wonder. Praat hy van die spesifieke koning, of is dit net 'n metafoor wat gebruik word? Jy was in Eden. Ewe skielik, nee, Tyrus kan nie in Eden was in Eden nie. Die tuin van God. Wie was daar? Behalwe Adam en Eva? Satan. Okay. Hey. Allerhande edelsgesteentes was jou bedekking, karnieul, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smarag, en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub. Aan die woorde 'n engel. Met ander woorde, dis 'n metafoor wat gebruik word. Vir die koning van Tyrus, dis nie werklik 'n mens nie, maar dit is 'n, kan ek sê, 'n engel, 'n opperwese wat hier vir ons beskryf word. En dit sê daar vir ons, met uitgespreide vlerke wat beskit. So hy was een van die beskitengele, wat in die teenwoordigheid van God was. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy kan maar aangaan. Jy was volkome in jou weë, van die dag af wat jy geskape is, tot daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg af verdrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. Daar is nog 'n hele lang beskrywing van hoe die Satan alles verloor het wat oorspronklik aan hom gegee was. En ek dink, ons het dit al 'n paar keer bespreek, ek wil nie nou te veel tyd daaraan spandeer nie, maar dis belangrik vir ons om te besef, ons het half hierdie idee, dat boosheid, wreedheid en alles wat ons op hierdie aarde ken, is nie aan God bekend nie. Hoeveel keer het ons nou al gesê, weet die Here nie waardeur ek gaan nie? Ja, nee, hy weet presies, want dit het hier lees ons, en dit het, hierdie konflik het in die hemel ontstaan. Nou as ons baie ander verse lees, dan sien ons, dit het in die hemel ontstaan, en dit is waar die hoogmoed gekom het, want Satan wou gelyk wees aan God. En dis hartseer om te dink, dat die Here nie eers met boosheid te doen gekry het, toe hy vlees kom word, en op hierdie aarde tussen ons kom leef het nie. Boosheid, wreedheid en hoogmoed, en elke aaklige sonde wat jy moontlik aan kan dink, was nie aan die Here onbekend nie. Hy het dit in die heiligste van heiligste plekke, die hemel self, die woonplek van die drie-enige God, het hy dit persoonlik ervaar, en hy deelgeneem aan hierdie oorlog, wat op die einde van die dag veroorsaak dat Satan en sy engele uitgewerp is na die aarde toe. Boosheid, wreedheid en wat jy dit ook al wil noem, is vir jou en vir my nie. Dis nie vir die Here nie. Ja. Vir ons is dit 'n nuwe ervaring, dis nie vir hom 'n nuwe ervaring nie. Hy het juis vlees geword en aarde toe gekom, sodat hy jou en my kon verlos Van hierdie boosheid. dit wat Satan in die hemel begin het. Ja, sê. So dis vir ons baie interessant dat ons dit daar sien. So Satan het dit alreeds daar begin. Maar toe sien ons ook daar, hy is uit sy plek uit verwyder. Nee, en hy word nou op die aarde neergesit om dit hier voort te gaan sit. So dit het daar begin, maar dit was daai hoogmoed wat hom, wat sê ons in Afrikaans?
Hoogmoed kom tot 'n val. Right, so kom ons gaan kyk net vinnig in Jesaja 14 vanaf vers 12 tot 15 sê dit: Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Ja. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Sure. Ja, in die doodryk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. En hier sien ons, dis waar hy begin het, dis waar die stryd begin het, en dis waar God gesê het, nee, ons werp jou nou na die aarde toe af, want jou woonplek is nie meer in die hemel nie. So hierdie konflik, hierdie kosmiese stryd tussen goed en kwaad het reeds in die hemel begin, en nou word dit voortgesit hier op aarde, want daar was 'n beskuldiging dat God wat gesê het wat sy karakter was, wat gewys het wat sy karakter was, het Satan beskuldig en gesê, nee, maar God is nie liefde nie, en hy hou goed van ons af weg. En hier sien ons, in die vorige studies wat ons gedoen het, dat daardie liefde van God, alhoewel hy alles geweet het, hierdie engel wat in sy midde was, in die binnekring, gaan die keuse hê en die keuse maak, en tog het die Here dit toegelaat, sodat daar vir almal 'n kans kan wees om sy regverdigheid vir die hele heelal te kan wys. En is dit nie presies vir die duiwel op die einde van die dag met daardie selfde plooi na die mensdom toe ook gekom het nie? Die God probeer iets vir jou wegsteek. God probeer die beste van jou probeer hy weghou. Ja. Daar's dinge wat die Here nie wil hê jy moet weet nie. En dit is waarmee hy op die einde van die dag die mensdom mee laat val het. Hier's 'n interessante vraag. Wat is daar wat God jou leer? Wat is daar wat God vir Adam en Eva gegee en geleer het? Waarop Satan kon verbeter. Maar baie mooi wat ek sê. Want onthou, dit was Satan se plooi, nie waar nie? Ek wil sê, julle wil van die boom van kennis en goed en kwaad mag julle nie eet nie, want die Here steek vir julle iets weg. Daar's dinge wat hy nie wil hê julle moet weet nie. Nou, net so vir interessantheidshalwe, die Here is die een wat gesê het, julle word my kinders. Julle word seuns en dogters van God. Wat is daar wat die duiwel my wil ekstra leer, wat vir my tot voordeel gaan wees? Nee, dis die hele ding, hy wil vir jou ekstra leer, maar nie tot voordeel nie. Want dit gaan daaroor, en ons moet nou mooi kyk daarna, wat het die Here van die mens af probeer weghou? Maar dit sal 'n keuse gewees. Mag nie eet van die boom van kennis, van goed, die Here wil net vir hulle goed doen, en kwaad. Ja, die goed het hulle geken. Maar hy kwaad van hulle af weghou. Ja. Met ander woorde, weer eens sien ons daar die liefde, want ons wil tog altyd net die beste vir ons kinders hê. En dit is presies wat God vir sy kinders, sy geskape kinders wou gehad het. Net die beste, dat hulle nie die slegte moet ken nie. Nodig gehad het om daarvan te weet nie. Maar as hulle wou, het hy vir hulle keuse gegee, sodat hulle dit kon kies. So kom ons kyk vinnig daar, Genesis 1 vers 31, en dis 'n baie mooi vers. Na die skepping sê dit daar vir ons, toe sien God alles wat hy gemaak het. Dit was baie goed. So hoeveel sleg was daar? Daar was nie sleg nie, alles was goed. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. Met ander woorde, die Here het nou teruggekyk, dit is verby, alles wat hy gemaak het, saam met die mens, dit was alles baie goed geweest. So hier sien ons, die Here, ons kan nie die Here beskuldig dat hy kwaad of sleg geskaap het nie. Nee. Alles was goed gewees. Ja, en dit is ook vir ons 'n bewys, kennis van goed en kwaad, dat die kwaad teen daai tyd al reeds bestaan het. Met ander woorde, die sonde in die hemel het reeds plaasgevind, nie waar nie? En die Here het tog die mensdom geskape met die idee dat hulle nie eers nodig gehad het om van die groot stryd te weet nie. Hy sou met Satan afgehandel het op sy tyd. Nie waar nie. Ja. Ons sou nie eens nodig gehad het om deel te vorm van hierdie groot stryd nie. Ons het vrywilliglik toegetree tot hierdie groot stryd. En ek en jy voel daardie besluit van ons ou mensdom, voel ons elke dag. Die oggend wakker word en my rug is so seer van ouderdom wat ons sukkel.
So kom ons kyk net gou-gou en ons lees weer daai Agteruitgang wat ons deesdae het. ons lees weer daai baie ou storie. Genesis 3 vers 1 tot 7, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: "Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?" Daar's die eerste leuen. En die vrou antwoord die slang: "Van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet." Met ander woorde, sy het goed geluister, né? Dit geweet wat Maar gesê. van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en hier las sy 'n bietjie by, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Want as jy, sy het nou gevoel, as jy dit aanroer, dan jy moet lag gevat. Maar jy het al klaar te naby. Ek wil al amper sê, hoeveel keer dat ons al gaan kyk of daar 'n vruggie in die boom is, en of hy nou al ryp is, en as jy so aan hom vat, dan voel jy, hy's nog nie ryp nie. Maar jy voel, hy het klaar losgegaan van sy stingeltjie af. En dan staan Dan jy is hy, hom in jou hand. dan is hy klaar in jou hand. So bly maar eerder weg. Vers 4 sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. En hierdie is 'n leuen wat tot vandag toe vertel word. As jy doodgaan, gaan jy nie dood nie. Ja. Jy sal vir ewig Almal lewe. het ewige lewe. Ja. En dit is so onbybels wat ons kan kry. Studie vir 'n ander dag weer, en wat ons al van tevore gedoen het. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Ja, hulle oë sal oopgaan. Die Satan het oë. Daar het hy 'n bietjie van die waarheid gepraat. Hulle oë sal oopgaan, want hulle sal nie net die goed raak sien nie, hulle sal nou die sleg in die wêreld ook raak sien. Sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Nou, dis amper wil hy sê, sien jy, God is goed en kwaad. En dis nie so nie. En hy bring weer so 'n subtiele leentjie daarin. Vers 6 sê, toe sien die vrou dat die boom goed was, om tussen goed en kwaad te onderskei. Dit is baie snaaks dat as ons onwetend is vir iets wat op ons pad gaan kom, ons dink mos altyd die gras is groener aan die ander kant. Tot jy aan die ander kant van die draad is, dan kom jy agter, maar die gras is nie so groen aan daai kant nie. En ons wil altyd iets uitvind, en ons sê mos altyd vir ons kinders, man, moenie hierdie foute maak nie, leer uit ons foute uit, en dan maak hulle eie foute. Want hulle dink nog steeds die gras is groener aan die ander kant. Hierdie selfde konsep, sy wou vir haarself uitvind, en daar was 'n twyfeling in haar gedagtes geplaas, oor wie praat die waarheid, God of Satan? Hoekom wil hy nou iets van ons af weghou? En dan kry ons dit hier die laaste gedeelte. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Nou, hulle het al die verstand gehad wat hulle kon gehad het. Hulle moes net nie die kwaad ervaar en van geweet het nie. Nou, as jy verstand moet hê om die kwaad te moet kan ervaar, dan dink ek nie, jy's baie verstandig as jy dit wil ervaar nie. Maar dit gaan verder, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Met ander woorde, daar het waar geword, nadat hulle geëet het, nadat hulle teen God gekies het dit wat die Here van hulle af probeer weghou het toe gebeur, en hulle oë het oopgegaan. En dit was die eerste van smarte, tot en met vandag toe wat ons gehad het, of wat ons nog ook in die toekoms gaan ervaar. Ja. Dis hartseer om te Ekskuus, ek haak nou weer vas hier by hierdie een spesifieke gedagte, dat die vrug het goed gelyk vir iemand wat verstand probeer verkry. Ek dink ons moet baie versigtig wees, dat ons nie dink as ons nie sleg ook ervaar nie, dat ons nie die volle ervaring van die lewe gehad het nie. Ja. Die Here probeer ons beskerm. Daarom het hy vir ons byvoorbeeld so sy 10 gebooie gegee. Hy probeer ons juis beskerm op elke wonderbaarlike manier en denkbare manier van alles wat vir ons kan skade aandoen. En ek dink dit is dalk een gedagte wat ek en jy vanaand moet onder die knie kry, is daai konsep dat die Here doen wat hy moet doen om jou veilig te hou. Ja. Om jou te beskerm, bly in sy weë, bly in sy weg, en 'n groot deel van die hartseer van hierdie aarde sal nie jou deel wees nie. Ja.
dan hoef ons net van al die kwaad af weg te bly. Kom ons bly net in die voetspore van die Here. Kwaad sal van self kom. Ons hoef nie dit te gaan soek nie. Hulle kom Moenie die deur oopmaak vir die moeilikheid dit kom heeltemal op sy eie. So kom ons gaan kyk, Satan het toe gekom en hy het nie net die vrou se saad, die kinders van die mense, probeer verlei en probeer mislei en in sonde probeer invat nie. Maar hy kom ook hier in Matteus 4 van 1 tot 11, is 'n baie bekende gedeelte, kom hy en hy wil Christus laat val en hom in die versoeking stel. Nou, dis dalk iets wat ons saam kan lees. Ons ken dit. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel, en nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood word. En hy antwoord hom en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nee, lees net eers tot daar. Met ander woorde, hier kom hy en ons sien, Christus is in die weggelei in die woestyn in, 40 dae gevas op sy swakste. Kom Satan en hy val jou aan. So met ander woorde, ons moet Die Here ken dit ook. Hy weet hoe dit voel. Hy weet hoe dit voel, maar ons moet ook gereed wees dat jy op jou swakste kom en dinge gebeur in jou lewe. Dis nie die Here nie. Dit sal die Satan wees wat jy op jou swakste wil oorkom en jou wil oorwin en jou laat val. Maar, baie mooi, hoe antwoord die Here hom? Uit die woord van God, hy ken jou Bybel. Ja. Ken jou Bybel, want die Bybel, die woord van God sê vir ons, wanneer ons die Satan weerstaan, sal hy van ons al wegvlug. En die Here Jesus was vir ons 'n perfekte voorbeeld. Vers 5 sê, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, dat hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Ja, baie kom, so weer eens, die Here toets ons en die Satan versoek ons. En hy kom en hy versoek selfs die Seun van God, Jesus Christus, wat die tweede persoon in die Godheid is. En hy probeer hom nou sê, vir hom sê, ek gaan al hierdie vir jou gee. En hy was half en half reg gewees op 'n punt dat hy gesê het, want al hierdie koninkryke is aan my gegee. Want onthou, Adam was eintlik die heerser oor die aarde. En omdat hy geval het, het hy basies soos, was dit Jakob en Esau, met die potlensies op, het hy sy eerstgeboorte reg verruil deur die kies en die vrywillige gewetens besluit wat hy gemaak het hy gekies om teen God te stem, deur van die vrugte eet. Die vrou was verlei, onwetend. Adam het geweet, hy moet dit nie doen nie, maar hy het gesê, ek wil nie sonder haar wees nie. En daar het hy gekies en dan sy heerskappy weggegee. So Satan sê, hierdie heerskappy van die aarde is nou myne, maar ek sal dit vir jou gee. En jy verwys na die volgende gedeelte wat ons nog nie gelees het nie, maar hierdie gedeelte sê, werp jouself van die dak af. Want die Here sal jou vang. Die Vader sal jou vang. Die Satan sal tot op 'n punt kom waar hy die seun van God sal versoek om teen sy Vader te draai. Ja. En ek dink hier is 'n gedeelte wat ek en jy baie bedag op moet wees. Want wat is, en ons het nou 'n paar keer dit nou al genoem in ons studies in hierdie spesifieke reeks. Wat is een van die eerste goed wat ek en jy hoor wanneer dinge in mense se lewens begin verkeerd gaan? Hoekom laat die Here dit toe? Hoekom het die Here dit oor my pad gebring? Die Satan sal goed in jou lewe inbring om te kyk of jy op die ou einde van die dag alles wat die Satan veroorsaak, die Here voor die skuld gaan gee, nie? Want dit is presies wat hy nou 'n halfuur met Jesus ook probeer doen het. En dan het hy presies reg gekry wat hy wou reg gekry het, want dan is daar twyfel in God se goedheid, sy liefde en sy geregtigheid. Sodra ons dan in 'n probleem kom, dis basies waar ek neerkom, wanneer ons in 'n probleem kom, daar kom dinge oor ons pad, dis negatief, dan vra ons, hoe kan die Here dit oor my laat kom? Val ons binne in die Satan se struik.
Want dit is wat hy wil hê, wat ons moet doen, om te twyfel in die goedheid en die liefde van God. Ja, onthou asseblief dat ons het in die vorige studie gesê, niks wat sleg is kom van die Here af. Dis hierdie slegte goed wat op hierdie aarde plaas, want die boosheid wat op hierdie aarde is nie die Here se skuld nie. Net die volgende gedeelte is waar die duiwel hom na 'n hoë berg toe vat en hy hom al die koninkryke wys en dan vir hom sê, val hier neer, aanbid my en ek sal dit vir u alles gee. En dit is wat jy nou vir ons na verwys het. Ja. En hier kom die ware kleure van die Satan uit. Wat wil hy hê? Hy wil hê die seun van God moet hom erken as die opperheer, want is dit nie die posisie wat hy begeer het in die eerste plek wat veroorsaak het dat hy sy posisie in die hemel verloor het nie en uitgewerp is nie. Hy het so half en half gedink as hy die seun van God hier op die aarde kan kry om hom te aanbid, dan sou hy nog uiteindelik slaag in sy doel wat hy probeer regkry het, heel uit begin in die hemel in elk geval. So, kom ons blaai na ons laaste gedeelte toe in Johannes 8 vers 44 en 45 en dit sê daar, julle het die duiwel as vader. Ai, En dis nie lekker om te hoor en nie. Jesus praat hier met die volk. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Met ander woorde, weer eens kom dit daai gedagte uit. Onthou, die Here sê hy's lief vir julle, maar hy hou goed weg van julle af. So hy's besig om leuns te vertel. Dit is wat Satan vir die engele wat saam met hom uitgewerp is, vertel het, en dit is wat hy ook vir ons probeer vertel. Met ander woorde, Christus en die Godheid is 'n groot leuen. Maar hier kom dit, en Christus sê hier, maar hy's 'n mensemoordenaar. In hom is geen waarheid En geen waarheid nie. Met ander woorde, as daar geen waarheid in hom is nie, wat is daar in hom? Dan is daar net leuen in hom. En dan sê dit daar, omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Met ander woorde, hier kom Jesus en hy sê, Godheid is waarheid. En alles wat waar is, en dit wat hy gesê het, is nog steeds waar. En dit is hoekom Christus ook gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ja. Sodat daar 'n groot kontras kan wees tussen die waarheid van Christus en dan die leuen van die Satan. Ja, Vers 45, kom ons lees net gou vers 45. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. As 'n mens dan so 'n effense, soos ons in Afrikaans praat, net so 'n effense stertjie aan die storieetjie aanlas, dan begin jy baie keer mense oortuig. Of as mense vir jou sê, ja maar, dit is so, dan kyk jy hulle so in die oor en sê jy, regtig? Dan begin mense reeds daar te twyfel. Dis saadjie van twyfeling wat jy so saai. Jy weet, hulle sê 'n storie is soos 'n eiertjie, as hy uitbroei het hy vlekkies. Daar's altyd ietsie ekstra aan, né? Dis 'n hartseer saak om dit te hoor, want die Here sê vir ons, Satan is die vader van alle leuns. Die heel eerste leuen het hy vertel nie hier op die aarde vir Eva nie. Die heel eerste leuen het hy al vertel vir die engele in die hemel. En as hy dit kon regkry om engele wat elke dag die almag van God voor oë gehad het, elke dag in die teenwoordigheid van die Vader self was, in 'n plek sonder sonde was, as hy hulle kon laat val, wat op dese aarde laat jou en my dink dat as ek en jy in 'n gesprek met die duiwel betrokke raak en hom enigstens 'n kans gee in my lewe, dat hy nie vir my sal, dat ek te sterk is of hy nou dat hy my nie sal oorrompel nie. Dit is 'n gevaarlike houding wat ons het, en dit is 'n gevaarlike houding wat Eva ingeneem het. Sy moes nie eers daardie gesprek met hom begin het nie. So, dis eintlik 'n baie goeie punt wat jy daar maak. So, en ek gaan weer eens terugkom na dit wat ek altyd sê, wanneer jy een keer besluit het, dat die Here goed en reg is, onthou dit en bly by daai besluit. Moenie as dingetjies tussentyd kom, die twyfel begin te glo nie. En dan in 'n gesprek, wil ek nou maar sê, met die bose, of met hom begin speel, of party mense sal dit nou sê, begin met hom te dans, jy weet, en dan begin dit mos nou al hoe beter en beter en beter te lyk. God is goed, punt.
Satan is 'n leenaar en 'n mensemoordenaar van die begin af. Want dit was wat hy wou gedoen het. Hy wou gehad het dat die mens moet sterwe. Want die Here het gesê, as jy van hierdie vrug eet en jy sondig, jy sal sterwe. Dit het nie onmiddellik gebeur nie. Maar almal in die geskiedenis het al gesterwe. En dit is wat ons moet besef, dat van die begin af het die duiwel gekom en hierdie konflik wat hy gehad het, was oor die liefde en die geregtigheid van God. Om te sê, dit is nie so nie, dit is verkeerd, God steek vir ons goed weg. Hy het 'n beeld van God probeer hy die beeld wat hy het, die vader van leuns, het hy probeer van toepassing maak op die vader van vrede. En ek dink dit is dis iets waarop ons moet bedag wees. Ek en jy kan nie onkundig wees wanneer dit kom by die groot stryd wat daar heers tussen God en Satan nie. Ja, en die eerste ding wat ons moet uitkom in vandag se samelewing waar ons is, begin mense te betwyfel, maar nie net dat daar God is nie, maar is daar dan Satan? En om hom weg te redeneer, is ons al klaar besig om met die vuur te speel, want as ons een weg begin redeneer, dan kan ons die ander ene weg begin redeneer, en dan begin hulle met daai van daar's 'n bietjie sleg in die goed, en daar's 'n bietjie goed in die sleg. en dit is eintlik nie so nie. God is alles wat goed is. En ons kan sien dat hierdie liefde en geregtigheid van God het reeds al ter sprake gekom in die hemel. So, as ons daardie vraag vra van, is God liefde? Is God regverdig? Is ons nie die eerstes wat dit vra nie, maar ons is op 'n baie gevaarlike traject, wat Satan reeds gevolg het, en ons weet as ons die woord lees, wat sy uiteinde gaan wees. En my gebed vir die sal wees, is dat ons nie daardie selfde paadjie sal volg nie, maar dat ons sal sê, ons bly by die Here, ons glo in sy woord, en ons vertrou dat hy goed en reg is, en dat ons op die einde van die dag by hom sal wees. Absoluut, ek stem saam. Ons gaan vir u nooi om saam met ons te bid, dat ons die Here kan vra om vir ons leiding te gee in hierdie lewenspad wat ek en jy ervaar binne in hierdie groot stryd, dat ons sal staande bly, nie net ons nie, maar dat ons sal staande bly as lewende voorbeeld vir diegene rondom ons, van die weg, die waarheid in die lewe, Jesus Christus, die een wat gesê het, hy het ons eerste lief gehad, en ook die een wat gesê het, hy sal ons nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie pragtige studie wat ons vandag kon gedoen het. Dankie dat ons herinner het dat u met ons is. Dankie vir die groot daad aan wat u vir ons gegee het, vir ons aan die kruis te sterf, wat u liefde en u geregtigheid volkome bewys was, die oomblik toe u lewe vir ons kom aflê het. Vader, ek bid dat u vir ons sal laat staande bly te midde van die groot stryd wat so om ons woed, en dat ons die weg, die waarheid en die lewe sal vind in ons Heer Jesus Christus, en dat ons sal erken dat die Satan die vader van alle leuns is, maar dat u is goed, u is regverdig, en u geregtigheid is volkome. Herinner ons elke dag aan wie dit is wat ons God noem, dat u die een is wat vir ons alles in die stryd gewerp het, dat nie een van ons verlore moet gaan nie. Ons vra dit in u naam. Amen. Amen.